Goeiemôre geliefdes. Het is baie lekker om in te kom, as julle so van die vreugde van die Here ook sing. Dis ook deel van ons tema van vandag om vreugdevol diensbaar ook te wees voor die Here. Ons gaan aangaan met ons voortsang, as ons ook gaan sing 'n vonklied. Ek en Hanlie het nou besin voor die tyd. Die melodie van die lied is aan ons bekend. Ek dink die voorsangers het hom al 'n keer of wat vir ons gesing by verskillende geleenthede, so jy sal dadelik die wysie optel, maar net om ons geheue te verfris, gaan die voorsangers vir ons die eerste vers sing, dat ons mooi fyn kan luister en dan kan saam sing die tweede en die derde vers. So die voorsangers die eerste vers en ons as gemeente dan die tweede en die derde vers. Wat ook die dienslied is, vriend, ek wil jou dien in Christus, aan jou voete wil ek sit, en soos Christus nederig diensbaar wil ek help en vir jou bid. Kom ons sing ook hiervan al 4 die versies. Oh,
leer my u wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my die klei. En dan die tweede vers wat ook sê, laat ek nie doelloos, nutteloos bly, maar dat ek diensbaar bly, sê die derde vers ook vir ons, dat u my oral nuttig gebruik. Al drie die verse. Dit is ook vandag die begin van die derde lydensweek, waar ons dan ook dink aan die tyd op pad na Paasnaweek toe, so daar is nog 4 Sondae oor van die 7, so die derde lydensweek, waar ons dan ook dink aan die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus, eintlik die sentrum waarom ons Christelike geloof ook dan nou draai. Daarom sing ons ook 2 liedere wat hierby pas, en ons sing Vlamlied 12, as ons sê, aan 'n kruis en in 'n graf van steen, u leef en sterf, verworpe en alleen. U dra die straf en dink aan ons. Kom ons sing hierdie lied, al 2 die verse. Is
As 'n laaste lied by ons voorsang sing ons uit lied 22 wat ons eie persoonlike behoefte ook voor die Here verwoord. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Na aanleiding van Psalm 63 ook. Ons sing die aangrypende woorde, maar kom ons sing dit ook as die behoefte van ons hart. My God, I
Liewe gemeente, weer eens baie hartlik welkom vanoggend hier in die huis van die Here en my gebed is dat watter dors daar ook al in ons harte mag wees vanoggend, die Here dit ook deur sy teenwoordigheid ook mag aanraak. Spesiale woord van welkom ook aan die persone wat as kerkraadslede voorgestel word of bevestig word vir die eerste keer of weer eens en dan ook saam met hulle gesinne en families. Dit is ook 'n spesiale geleentheid vir ons as gemeente. Pas op die oomblik is daar sonstraaltjies by die kleuterskool besig. So al ons kleintjies is daar so, die wat daar wil wees. Van hulle lyk my wil nie so graag daar wees nie, hulle is op 'n bietjie klein. Maar dan is daar ook sonnaarskool na afloop van ons erediens in die onderskeie klasse. En ek wil my verstout om te sê, dit is al die laaste een vir die kwartaal, as ek het reg het. Volgende naweek is lang naweek en dan sluit die skole. So dit is verskriklik. Soos die tyd vlieg. En dan die weekse program het jy daar, dit is alles daar aangebring en Vrydag dan ons vakansiedag. Dan by ons gebedsversoeke, asseblief dat jy na daardie name almal sal let. Ons is dankbaar vir elke stukkie genesing wat daar ook besig is om plaas te vind. Ek wil een naam uitlig en twee byvoeg. Ons dink aan Nettie Wessels, wie se dame eintlik nou 2 keer hier staan met haar tannie wat oorlede is. Baie sterkte vir jou, Nettie. En dan ook in dieselfde asem gaan sy hierdie week ook vir 'n knievervanging. Ek weet jy wag al lank vir hom en mense sien eintlik uit daarna, maar mense sien ook al bietjie op daarna vir die herstelpad, so baie sterkte ook vir jou daarmee saam. En dan wil ek byvoeg die naam van Tannie Katrein van Niekerk wat skielik in die hospitaal beland het met verskeie infeksies. Sy is baie siek. So kom ons dink asseblief ook aan haar en dan Marie van Antwerpen, haar dogter wat baie bly, wat baie bekommerd is. Ons dink aan hulle almal saam. Dan ook vir Elise Swarts, hier uit ons gemeente uit, wat ook skielik 'n noodoperasie moes ondergaan. Sy is eintlik 'n staatspasiënt, maar jy weet dit vat lank om 'n operasie te kry by die staat en haar gesondheid het so verswak dat hulle baie vinnig toe vir haar moes opneem in 'n privaat hospitaal en die probleme was toe so groot dat hulle een van haar niere moes verwyder. Ek het vir die kerkraad toestemming gevra dat ek dit ook mag noem. Die familie sê hulle het nog glad nie voorberei op hierdie onkoste nie. So daar is 'n Back Buddy link wat besig is om te hardloop, soos dit op enigiemand se hart lê om vir hulle ook dan 'n bietjie daarmee te help. As jy dit so kontak my dan stuur ek dit ook net aan, maar ek dink dis by heelwat van ons kerkraadslede het dit ook al uitgekom. So kom ons kyk of ons hulle ook kan bystaan. Dan by die Juvelente het ek, moet ek nou bely, ek het so 'n bietjie op Maart maand vasgehak, toe ek al by April moes begin. En ek kan nou baie diepsinnige rede daarvoor gee, is dat my brein nog 'n weerstand het om te dink dat ons al by April kan trek, een van die dae. Maar ek sal jok, ek het bloot net Maart getik in plaas van April. So ek is baie jammer. Lei my af dat as die skole open, dan is dit weer April. Ek sal dit vir volgende week sal ek dit regstel. Maart maand gaan nie so lank wees nie. Dan wil ons ook net noem vir ons laaste projek, groot projek eintlik is die Wegneem Ete, die dag as die skole sluit. Plaas asseblief 'n bestellingkie by die kantoor, veral as jy 'n groot koek wil bestel, 'n gebakte koek, met die krag wat so wisselvallig is, weet ons nooit wanneer ons kan bak en nie kan bak nie. So ons moet net betyds daar die bestelling hê. Vir al die ander goed is ons daarom op gas, daarmee kan ons regkom, maar dat jy betyds asseblief net die bestellings ook insit. Baie dankie steeds ook vir ons kategese boeke, waar elke week dan nog steeds 'n geldjie inkom. Ons is baie dankbaar ook daarvoor. Ons sal graag daai verskilbedragie nog so 'n bietjie wil opmaak, so as jy dalk begin al so 'n bietjie stabiliseer nou dat die jaar goed aan die gang is, en jy dink nou, ek het nog aan wat vergeet van daai een. Dit sal vir ons ook baie help.
Dan wil ek net noem dat die bazaarlyste is van vandag af beskikbaar. As ek eers 'n woord kan rig aan al die kerkraadslede wat dalk nou nie in die konsistorie was voor die diens nie, baie van julle doen diens op ander plekke, al voor die erediens begin, maak asseblief net 'n draai in die konsistorie en kom haal asseblief julle bazaarpakkie. Alles wat daarin is vir u as gemeente. Die diaken behoort met u kontak te maak, so as daar 'n vreemde nommer kontak maak, kyk maar daar by Truecaller, is dalk die diaken. En dan, daar's ook van ons wijkslede wat ons bietjie moes skuif, so jy gaan nou agterkom as jy dalk in 'n ander wijk is, net om die balans van ons wijke bietjie reg te kry. Party van ons wijke was 30 huise en ander net 5 huise, so ons het net hier en daar die balans so bietjie reg getrek. So jy val dalk nou in 'n ander wijk, maar dit is meer, wil ek amper sê, in die dorp, en dan by 13 en 16 het so bietjie verander. So die kerkraadslid gaan kontak maak met die bazaarlys. Die bazaarlys gaan ons nie op sosiale media sit nie, ons oortree dan verskeie wette, omdat dit in die eerste plek die julle as persone se name op die lys verskyn, dan oortree ons die poppiewet, en dit is ook 'n fondsinsamelingslys. En as ons hom nou op sosiale media sit, dan kan enige Jan Rapp en sy maat nou geld begin insamel vir Lichtenburg Oos, maar ons sit dalk in Nairobi of so iets. So asseblief, ons gaan nie dit sit nie, so as die diaken nie kontak, as ene of 'n ouderling, as iemand nie kontak nie, maak asseblief moeite om by die kantoor dan net 'n kontakkie of vir myself, vir my of Christa, kontak te maak. Jy kan ietsie skenk, daar's bestellings wat jy kan plaas vir ons vleis, en dan asseblief soek ons ook hulp. Jy sien daar by die sameroepers, daar is heel party van ons tafels waar ons nog sameroepers kort. Nou weet ek, dit klink nogal angswekkend om verantwoordelikheid te vat vir, sê maar 'n jaffeltafel vir die bazaar. Dis regtig glad nie so erg nie. Jy moet net so 'n bietjie kan organiseer. En daarmee help ek ook nog so tussendeur. So asseblief, soek 'n vriend of 'n vriendin en vat julle twee saam dan sommer 'n tafel. Dan voel mense ook al klaar beter. Maar al die tafels wat daar genoem word, ons kan nie sonder hulle by die bazaar nie. Hulle kort nog sameroepers. So groot asseblief as jy vir ons daar kan uithelp. Bied asseblief hulp aan. As jy nou regtig nie 'n sameroeper kan wees nie, daar is 'n hulplysie in die pakkie van die bazaar. Sê daarso, ek sal van 10 tot 12 sal ek bietjie kom pannekoek bak, of ek sal bietjie kom uithelp by wat ook al daar ergens is. So daar is 'n hulplysie, bied hulp aan, dit is 'n gemeenteprojek, ons kuier heerlik saam, dis die beste terugvoer wat ons verlede jaar gehad het, is dat die gemeente en die gemeenskap heerlik gekuier het. Dis weer ons doel, is dat ons kan kuier. Daarom het ons ook nie 'n kunstenaar wat optree nie, hulle raak absoluut belaglik duur, ons kan dit nie bekostig nie, maar ons speel so 'n bietjie sagte agtergrondmusiek en ons kuier. So asseblief, as jy alles net mooi sal dophou, ons sal al hoe meer inligting op die aankondigingsbriefie ook bly sit. Enige navraag, kontak vir Christa of vir myself. Dan, geliefdes, gaan ek daar haltroep, lees maar die res van die aankondigings deur. Kom ons word dan so 'n paar oomblikke stil en dan gaan ek vir ons voor met die fotum en die seëngroet. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, sy groot goedheid, alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, deur die Seun Jesus Christus, deur die kragvolle en die troostvolle werk van die Heilige Gees. As die Here ons so gegroet het, dan sing ons 'n loflied saam uit lied 488. Lied 488 gaan ons staande sing die eerste vers, die 4de en die 5de vers. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Kom ons sing staande die 3 verse saam.
Liewe gemeente, ons het vanoggend die voorreg om persone tot die besondere ambt van ouderling en diaken te bevestig. Maar voordat ons daartoe oorgaan, wil ek graag net hê dat ons elkeen net so 'n bietjie persoonlik oor ons eie lewe ook sal dink. Die persone wat hier voor die kansel gaan kom staan, glo ons is absoluut kinders van die Here, omdat hulle daarvan getuig en dit bely. Ek glo dat ons wat vandag hier in die huis van die Here bymekaar is ook hier omdat ons die Here ken en omdat ons ook graag sy naam ook wil bely in hierdie wêreld. En die Here gee vir ons gawes. Gawes om op verskillende maniere om dan ook te dien. Met hierdie belydenis op ons lippe. Daar is verskillende belydenisse wat ons op ons lippe kan hê, soos wat ons dit met woord bely. Ons kry verskillende voorbeelde in die Bybel. Ons kry 'n baie mooi voorbeeld in Matteus 16, waar Jesus op 'n stadium vir sy disippels gevra het, wie sê die mense, wie is die seun van die mens? En dit is nogal interessant die disippels se reaksie, want in hierdie vraag van die Here kom daar eintlik al klaar 'n belydenis as Jesus homself bekendstel as die seun van die mens. Maar die disippels antwoord dan en sê, maar party sê, hy is Johannes die Doper, ander sê, party sê, hy is Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar dan interessant as die Here so aandring en dringend eintlik vir hulle vra, maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? En as die Here nou vanoggend voor my en jou sou kom staan en so indringend vir elkeen van ons sou vra, maar wie sê jy? Wie sê jy is ek? Ons kry dan die pragtige belydenis van Petrus, wat hier vorentoe tree en dan antwoord, hy is die Christus, die seun van die lewende God. Hy is die Christus, die seun van die lewende God. Met 'n paar woorde vat Petrus saam wie hy glo Jesus is. En so moet elkeen van ons leef met 'n belydenis, altyd reg wees om te kan sê, maar wie sê ons is die Here? En as ons besef wat Jesus regtig vir ons kom doen het, kan ons nie anders as om so belydenis ook te maak nie. En terwyl ons so sit vanoggend, kom ons bely voor die Here wie hy is. Ons laat 'n paar oomblikke ons gedagtes teruggaan na die kruisiging van ons Here Jesus Christus. As ons sit in 'n saam sing uit Lied 396, aanskou die Heiland sien die kruis. En dan die 4de vers, eintlik dan nou ons belydenis. As ons sê, hom kan ek nou met vreugde dien, in ruimte, daar waar die Here my gawes wil gebruik, deur sy kruis voorsien. Liefde so volmaak en vry, aan hierdie woorde, eis alles ook van my. Dit eis van my, om met 'n belydenis te leef, waar ek ook al is. So sittende, sing ons die 1ste en die 4de vers.
eis wat die Here dan aan ons stel, moet vir ons 'n vreugde wees. In die woordverkondiging gaan ons meer daarby stil staan, maar in 1 Timoteus 1 vers 12 lees ons ook, teenoor Jesus Christus is ek dankbaar. Hy het my die krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Waar ek ook al my gawes uitleef, die Here gee vir ons die krag en hy ag ons betroubaar. En daar is 'n aantal dames en here uit ons gemeente wat hulle self ook beskikbaar gestel het om op 'n spesiale terrein van ons gemeente wees, hulle self ook uit te leef, naamlik as ouderlinge en as diakens. En ek gaan vra dat die volgende persone dan asseblief hier voor die kansel sal kom staan. As ouderlinge herkies is Ries Alberts en Erika Pretorius. Die manne van daar boot al neergedaal. As 'n ouderling verkies is Gerrit Olivier. Ek is nie vir hom onbekend eintlik om hier voor te staan nie. As 'n diaken herkies is Rudy Havenga. En dan ook wat oorgestaan het by van 'n vorige geleentheid is Janke Visagie en Nico Meyer. En dan as 'n diakens verkies is Ian Grobbelaar. En dan het Franco Silje ook aanvaar. Hy kan regtig vanoggend net nie hier wees nie. So ek maak vir hom verskoning. Ons sal hom volgende week dan net voorstel. Een dame. Liefdes, kom ons luister saam met hierdie persone na die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede. Die roeping van die ampt het ek eintlik nou al mooi aangeraak, maar ons lees in verskeie plekke in die woord van die Here dat van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk hier op aarde voort te sit. Hy sê dit pertinent vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan ook het ons gehoor, die ampte is deel van die gawes wat die Here deur sy Gees aan die kerk gee. En sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as 'n liggaam van Christus op te bou. Die kerkraad is in beheer van hierdie gemeente en saam bou ons aan hierdie gemeente. Die vereistes om in die ampt te dien. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof. Iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Dit het ons nou net mooi gehoor uit Timoteus. Verder moet 'n amptdraer 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging 2 maal aan u bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte, en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad ook die goedkeuring van julle as gemeente en gaan ons nou voort om hulle ook te bevestig. Dan as ouderlinge. Ouderlinge, julle dra in 'n besonderse sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van ons Here Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van ons Here Jesus self moet julle herderlike taak dienend uitvoer deur voorbidding, met huisbesoek en siekebesoek, moet julle lidmate bystaan, hulle vertroos, hulle in hulle geloof bemoedig en versterk. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here ook te ken en uiteindelik ook te dien. Die onordelikes en die onverskilliges nader ons met liefde en ons probeer hulle in liefde ook reg help. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God.
gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraars oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Dan, liewe diakens, julle is as diakens geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die groot diensknegt wat mense roep om sy werk hier op aarde voor te sit. Die diakens se diens begin by die nagmaal, waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en die barmhartigheid van God uitgedra na elke terrein van ons gemeentelike lewe en uiteindelik ook na die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld wees van onselfsugtige diens. Julle moet die materiële, maar veral die geestelike nood van mense fyn kan aanvoel en dan ook daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot daardie nood aanleiding gee. En waar hulp verleen word, kan dit tog nie anders dat 'n mens ook die evangelie aan mense bring nie. Inspireer lidmate, rus hulle toe, help om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek medegelowiges, maar uiteindelik ook alle ander mense. Dit is ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. En julle is mede verantwoordelik daarvoor om die gawes wat gegee word met wysheid, maar ook met die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Ek gaan vra dat nadat julle ook gehoor het wat julle taak ook behels, dat julle opreg op die volgende vraag sal antwoord. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur hierdie gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Ten tweede, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alles wat daarmee in stryd is? Ten derde, beloof jy om jou amp, soos dit hier aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En ten slotte, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die pad van gelowige wees te stap? Ek gaan vra dat elkeen van julle hierop hardop sal antwoord. Ries? Erika? Ja. Gerrit? Rudy? Janke? Nico? Ian? Liewe gemeente, ontvang hierdie broers en susters in julle midde as dienswerkers van die Here. Ons bid saam vir mekaar as gelowiges, maar veral binne in hierdie dienswerk ook. En julle wees net getrou aan die belofte wat julle sopas ook gemaak het. Ons gaan vir hulle gelukwens, en nadat ons vir hulle gelukwens, klaar geluk gewens het, gaan hulle na julle toe omdraai. Ons gaan vir hulle sing een van die seënbedes wat ons baie keer sing as ons aan die einde van die diens kom, maar 'n pragtige seëngebed ook vir julle vanoggend. Ek gaan vra dat Prof Alfred en Stefan sal kom saam en Rudy, as jy sal kom saam gelukwens asseblief.
gaan staan. Mag nie dit regtig ook nie. Terwyl hulle weer hulle plekke gaan opsoek, baie geluk ook aan al die huise wat volgens ook hier voorverteenwoordig was. Mag die Here ook vir julle as huis seën, ook waar julle betrokke is in hierdie besondere dienswerk. Soos ek genoem het, die meeste van hulle het al hier voorgestaan. Ek dink dit is die eerste keer wat Ian hier staan en dit is regtig vir my nogal 'n persoonlike voorreg. Ek ben so lank in 'n gemeente is, ek het daarom nie gedoop nie, dit weet ek. Maar al die ander goed is ons al deur. En uitdaag sterkte vir julle ook as 'n huis, geniet dit en dit dra ek graag aan elke huishouding dan ook oor. Ons gaan die woord van die Here oopmaak en ons gaan volgens saam lees 'n gedeelte uit Psalm 40. Psalm 40. Hy sien moeilikheid in sy toekoms. Miskien daai paartjie. Goed. Psalm 40. Ons gaan lees daar vanaf vers 1 af. Die 18 verse. As jy die plek so het, kom ons maak so 'n paar oomblikke die oë toe. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir alles waarmee U ons reeds geseën het in hierdie erediens. En as ons nou ook bidend voor U stil word, dan is dit ook om te vra dat U ons aandag sal rig op hierdie woord, sodat ons dit kan inneem, sodat ons dit elkeen kan toepas in ons eie lewe, dat ons regtig soekend sal wees, wat U deur U Gees ook vir ons wil kom sê. Spreek dan nou helder en duidelik met elkeen van ons. Ons bid dit in 'n diepe afhanklikheid. Amen. Psalm 40 vers 1 vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skynggode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons, daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê.
Daarom het ek gesê, hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, u het my verlos, ek het nie stil gebly nie, Here, u weet dit. Dat u verlos het ek nie vir myself gehou nie, ek het gepraat oor u trou en u hulp, oor die goedheid en die trou het ek in die gemeente nie stil gebly nie. Moet my tog nie uitsluit van u ontferming nie, Here. Laat u liefde en trou my voortdurend bewaak, want ramp op ramp het my al oorval, my ongeregtighede het my ingehaal, ek weet nie meer waarheen nie. Hulle is meer as die hare op my kop, ek is moedeloos. Here, red my tog asseblief. Here, kom my tog gou te hulp. Laat die wat my lewe wil neem, self in die ellende beland, teleurgestel in hulle verwagting. Laat die wat graag my ondergang wil sien op die vlug slaan en beskaamd staan. Laat die wat my spot verbuisterd staan, omdat hulle self in die ellende beland het. Laat almal wat by u hulp soek, jubel en bly wees oor u. Laat die wat op u hulp staat maak, altyd weer sê, die Here is groot. Ek is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God moet tog nie talm nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons gaan stil staan by grootliks die hele Psalm, maar veral die eerste helfte van die Psalm. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoekom dien jy die Here? Hoekom dien jy die Here? Hoekom is ons vanoggend byvoorbeeld hier in die huis van die Here? Wil jy regtig baie graag hier wees? Of is ons net hier omdat ons voel, dit is 'n verpligting wat die Here ons opgelê het en wat ons nou maar moet nakom? Of is ons hier omdat ons in 'n situasie is waarin mense van ons dit verwag om hier te wees vanoggend? Die kinders wat vanoggend hier is, hoekom is julle hier vanoggend? Wil jy regtig baie graag hier wees vanoggend? Of as jy net hier vanoggend omdat jou ouers sê jy moet kerk toe kom en jy moet sonnaarskool toe gaan na die diens? En ons kan dieselfde vraag ook vra van al die ander maniere waarop ons die Here in ons kerklike lewe, maar ook in ons persoonlike lewe ook dien. Wil ons dit graag doen, of voel ons moet dit doen? As dit enigstens en op enige manier vir jou gevoel word, dat jy gedwing word, geliefde, dan is daar ergens iets fout. As jy op enige manier gedwing word om ergens in diens van die Here te staan, dan is daar iets fout. Want daar waar die Here werklik in 'n mens werk, daar waar hy mense lei, daar dien die Here mense gewilliglik. En dis iets wat ons oor en oor in ons teksgedeelte ook hoor. Die Here wil nooit sy kinders dwing nie. Hy wil hulle lei tot gewillige diens aan hom. En in hierdie Psalm van Dawid wat ons saam gelees het, lees ons van die roete van hoe die Here met mense werk, juis om vir hulle so ver te kry, om dit gewilliglik en uiteindelik met vreugde ook te doen, nêrens te dwing nie. En op hierdie roete lees ons dat die Here op 'n baie spesiale manier werk. Hy laat mens eers hoor, en dan laat hy 'n mens kom na hom toe, en dan sê jy, hier is ek, Here, gebruik my, ek is gewillig. Nou die
die hoorgedeelte in hierdie Psalm staan eintlik baie mooi uit. Hierdie Psalm val uit in 2 hoofdele as mense 'n bietjie begin ontleed. En die eerste deel gaan oor Dawid se blydskap. Dawid is bly omdat God sy gebed gehoor het en vir hom Dawid op 'n sekere manier gehelp het. Ons lees daarvan in verse 1 tot 11. Die tweede deel van hierdie Psalm gaan dan daaroor dat Dawid weer in gebed na die Here roep oor die verskillende bedreigings wat dan nog steeds in sy lewe ook bestaan het, verse 12 tot 18. Ons teksverse van vanoggend gaan oor die eerste helfte wat gaan oor Dawid se blydskap wat hy ervaar in die Here. Blydskap oor dat hy daarvan kan getuig dat die Here vir hom gehelp het, dat die Here werklik sy hulp is. En dit gaan dan daaroor hoe mens hierdie blydskap wys in jou lewe en in die wêreld waar binne in jy leef. En jy doen dit deur met jou mond dit hardop te sê, jou dankbaarheid teenoor die Here uit te leef elke oomblik. En een van die eerste dinge waaraan die Ou Testamentiese gelowiges kon dink om hulle dankbaarheid te bewys teenoor die Here was om offers vir die Here te bring. Offers, weet ons, was in die Ou Testamentiese tyd 'n baie algemene gebruik. Ook onder die heidenasies was dit 'n gebruik wat hulle goed geken het. Die diereoffers wat die Israeliete egter of die Jode gebring het, het 'n heel ander betekenis gehad. Basies het dit 3 betekenisse gehad as jy 'n offer vir God gebring het. Dit het in die eerste plek beteken of iets gesê van jou geloof in die lewende God. In die tweede plek het jy deur 'n offer te bring gesê, maar ek aanvaar ook God se wet in my lewe, my gehoorsaamheid daaroor. En in die derde plek het 'n offer baie keer dan ook gedien as 'n teken van skuld, van sondebesef voor die Here. En daar kan mens maar gaan lees in die bladsye van die Ou Testament, daar was baie streng voorskrifte gewees oor die bring van offers teenoor God. Dit moes 'n dier gewees het sonder gebrek, want 'n mens bring nie iets anders voor die heilige God nie. Daar was 'n gehoorsaamheid in die uitvoering van hierdie offers, om te sê, maar jy aanvaar ook God se gesag oor jou. En by die skuldoffer het dit uiteindelik ook verwys na ons Here Jesus Christus in die Nuwe Testament. Maar dan telkens kry ons die verwysing, soos dat ons ook hier kry in Psalm 40, dat dit nie net offers is wat die Here verwag nie. Ons lees dit baie duidelik as Dawid hierna verwys in sy skuldpsalm in Psalm 51, dan lig hy dit ook baie mooi uit. Dis nie net offers wat die Here wil hê nie. Nee, die Here verwag baie meer. Meer as offers, iets van ons dankbaarheid en ons blydskap om sy kinders te kan wees, te wys. Wat verwag die Here dan nou meer as offers? Van altyd af verwag die Here van ons om te luister. Om te luister of om te hoor. En hierdie luister en hoor gaan hand aan hand om gehoorsaam te wees. En ek is seker, jy sit nou ook en dink aan die eerste bladsye al in Genesis. God het van Adam en Eva verwag om te luister na dit wat hy van hulle gevra het, om te hoor wat hy van hulle verwag het, en om gehoorsaam te wees daaraan. Dit is wat die Here in die eerste plek ook van ons vra, dat ons ore sal oopmaak. Die teks wat ons hierso lees, is eintlik 'n baie interessante teks, en ons kry dit ook op ander plekke in die Bybel, en ek kan nie onthou was dit in 'n reeks of ergens het ek al daarna verwys, waar daar letterlik staan eintlik in die Hebreëse teks, dat die Here vir ons ore gegrawe het, met 'n baie spesiale rede, juis sodat ons sal hoor, juis sodat ons sal luister, wat die Here van ons verwag, en wat hy vir ons ook beveel,
om te doen. En as ons dit in Nuwe Testamentiese taal moet sê, dan beteken dit net dat ons ook moet gevoelig wees wat die Heilige Gees ook vir ons sê. Dat ons nie meer doof moet wees vir die sonde nie, maar juis moet luister as die Heilige Gees vir ons daarop wys. Dat ons moet besef ons is weergebore Christene in die naam van ons Here Jesus Christus en ons kan luister na hom. Want hy wil graag dat ons hoor. En dit is die eerste tree wat ons kan gee. Na 'n stukkie gewillige diens, vreugdevolle diens aan die Here, dat ons sal hoor. Dan kom die tweede stap. Dat wanneer ons gehoor het, en wanneer ons oortuig is dat dit die Here is wat ons hoor, is dat ons dan sal kom. Dat ons dan sal reageer. Dat ons in beweging sal kom na die Here toe. In vers 8 lees ons die gedeelte, toe het ek gesê, sê Dawid, kyk ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskryf. En daarmee sê hy eintlik net, maar hier is ek Here, ek kom meld aan vir diens. Ek besef, dit is al vir eeue lank, is dit eintlik al neergepen in die boekrol van die geskiedenis van die wêreld, dat ek moet gebruik word deur U. En ek kom, Here, ek meld myself aan. En soos ek verlede week genoem het, kan hierdie boek verwys na verskillende boeke waarna dit verwys word, ook in die woord van die Here. Dit kan in die eerste plek verwys na die wet, dat ek ook net sê, maar Here, ek is nou gehoorsaam aan dit wat U vir my voorskryf, dat ek ook diensbaar moet wees vir U. Maar daarmee saam ook kan dit verwys na die boek wat die geskiedenis van die wêreld, want God weet tog vooruit presies van alles wat gebeur, dat dit daarin reeds neergepen is. Die Here het in sy alwetendheid, want hy weet alles, reeds geweet wie vanoggend voor hierdie kansel sou staan en kom sê, maar hier is ek. Die Here weet reeds in sy alwetendheid watter gewilligheid daar op die oomblik en elkeen van ons wat hier sit, sy harte leef om te sê, maar hier is ek, Here, gebruik my in U diens. Niks is vir die Here verborgen nie, niks is vir hom weggesteek nie. In Openbaring 5 vers 1 lees ons duidelik van hierdie boekrol waarin die wêreldgeskiedenis reeds opgeskryf staan. Maar hy gee vir ons as mense 'n keuse. Ja, in sy alwetendheid weet God wat my keuse gaan wees, maar tog dring hy ons daartoe dat ons self 'n eie keuse sal aanmeld. Sal sê, maar hier is ek, Here, ek kom na U toe. Ek is hier om U te dien, met die gawes wat U my gegee het. Dit wil ek graag doen. En dit loop uiteindelik oor, as ek gehoor het, as ek gekom het, dat ek gewilliglik die Here graag tot diens wil wees. In Psalm 40 vers 9 sê dit so mooi, om U wil te doen, my God, is my een begeerte, U woord is my hele lewe. In die ou vertaling, of as mense direk vertaal, dan staan dit daar, ek het 'n lus, o my God, om U welbehae te doen. En U wet is binne in my ingewande. Ek kan nie eintlik anders nie. Hier is ek, Here. Die psalmdigter wat sê, ek het 'n gewilligheid. Ek wil graag, omdat ek besef hoe lief die Here my het, kan ek nie anders nie. En daarom om jou geloof uit te leef, moet nooit 'n blote plig wees nie. Dit moet nooit maar nie die regte ding wees wat ek moet doen, wees nie. Mens wat regtig in God glo, in ons Here Jesus Christus glo, het hierdie gewilligheid. Doen nie maar dinge omdat dit van my verwag word nie. Nee, ek doen dit omdat ek wil. Omdat ek nie anders kan nie. Dis eintlik brand dit in my. Ek
weet nie eintlik watter terme om alles te gebruik nie, want enige term klink eintlik nog te flou om dit regtig tot woorde te bring. Maar die van die wat dit ken sal weet, dit brand hier binne in 'n mens om net te sê, maar hier is ek, Here, vir U wil ek dien op hierdie en hierdie en hierdie terrein. Dit is vir my lekker, dit is my groot behaag om dit regtig uit te leef. Dit is vir my 'n vreugde. Ek begeer om meer en meer vir die Here te doen. Dit is 'n sterk innerlike drang wat hier binne in my lê, wat nie anders kan as om uit te kom in hierdie lewe nie. Ek kan nie anders nie. Omdat ek weet dat die Here my lief het, omdat ek gehoor het, omdat ek gekom het, wil ek dit nou uitleef met alles wat ek het. En daarom sê die psalmdigter, offers is nie wat die Here wil hê nie. Hy soek ons. Hy soek elkeen van ons om aan te meld vir vrywillige diens. Omdat ek besef wie die Here is, omdat hy my geroep het om diensbaar te wees vir hom hier op aarde. En daarom, hoekom dien ons die Here hier in die eredienste, die ander werk wat ons in die kerk doen, by ons huise en selfs by ons werke of waar ek ook al is. Elkeen van ons moet vanoggend antwoord, is dit net plig? Is dit wat mense van my verwag? Of doen ek dit, omdat ek so in 'n verhouding met die Here staan, dat ek nie eintlik anders kan nie. Dat ek hierdie innerlike drang het, om alles vir die Here te gee. My hele menswees. Ek loop baie en dink daaroor, maar dit is nogal vir my 'n probleem deesdae as ek hoor dat mense ook sê, maar om die Here te dien, is ook 'n manier om my tiende te gee, so ek het 'n tiende van my tyd, wat ek vir die Here kan gee. Ek dink nie dis heeltemal Bybels korrek nie. Ek moet my hele mens wees, elke oomblik van my lewe vir die Here gee. Nie net 'n tiende nie. Die Here eis alles ook van my, sing ons in een van ons liedere. En daarom, as ek besef wat die Here vir my gedoen het ek hierdie innerlike behoefte, hierdie drang, kan nie wag wat ek volgende vir die Here kan doen nie. En mag ons dit met 'n opregte vreugde voluit elke oomblik ook doen. Mag ons vanoggend weer hoor. Mag ek kom na die Here toe. Mag ek gewillig vreugdevol vir hom lewe, voluit elke oomblik. Amen. Ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U met die mense kinders op 'n baie spesiale manier ook werk. U weet, Here, dat ons so vasgevang is in hierdie wêreld, dat ons baie vinnig daarin vasval om sommetjies te maak van dit wat ek ontvang en dit wat ek dan weer teruggee. Here, maar as ons besef dat ons in 'n verhouding met U staan, Here, dan werk dieselfde som, maar dan moet ons besef dat U alles vir ons gedoen het. Dat U vir ons die gawe van lewe gegee het. Dat U vir ons, Here, die keuse gegee het om te glo. In die oomblik, Here, toe ek gekom het om te sê, maar ek glo, dat ek ook dan daar moet wees om te sê, hier is ek, Here, gebruik my in alles wat U my nodig het. Here, mag dit gewilliglik net uit ons harte uitkom, dat ons nie anders kan nie. Geef vir ons daardie besef, geef vir ons daardie behoefte, maar bo alles maak ons gehoorsaam om dit te doen. Here, ons kom bid vir ons gemeente,
Here, U ken elkeen by die naam. Ons vra dat U asseblief daar sal wees waar U baie nodig is. By siekes, by treurendes, by bekommernis, by alles. Here, waar mense na U roep. En dankie dat ons weet dat U nie 'n oomblik huiwer nie, maar dat U dadelik daar is om na U mensekinders om te sien. Mag ons dan ook, Here, as U roep, ook dadelik reageer deur te sê, hier is ek, Here, gebruik my. Ek bid vir 'n nuwe week wat voorlê. Wil asseblief vir elkeen van ons seën op die verskillende paaie wat ons gaan, waarmee ons ook al gaan besig wees. Mag ons as U kinders voluit leef en U naam bely, daarvan getuig, waar ons ook al gaan. In U wonderlike naam bid ons dit. Amen. Daar is geleentheid om die Here te vereer met 'n offergawe. As antwoord op die prediking gaan ons sing uit die 73, Here, Ridder groot en magtig U oorskou ons lewenspad. En dan in die 3de vers dan sing ons ook, Here, dat ek leef en werk met vreugde, al sal dit ook volharding vra. Ons sing staan in die 2 verse.
seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u wees en bly.